Goeiedag dames en heren. Mijn naam is Sylvester Gauthier en ik is van die wereldbekende program genaamd Time to Talk. Ik zit vandaag hier met Vineyards Cricketclub van Vredendal. Bij mij vandaag het ik, je ziet daar die mannen met die mooie groene t-shirts. Ja, hulle gaan punankies daar. Oké, meneer, stel vir julle bekend, wie is u en wat is u en dan gaan ons daar van de voorkant toe. Goedenavond kijkers. Ik is Alistair Engelbrecht. Ik is die T20 kampioen. Competities kaptein van Vineyards. Goedenavond allemaal. Ik is Willem Kloete, al een bekend als Faf. Ik is zoals 50 over captain voor het seizoen 2025-2026. Goedenavond kijkers. Ik is Liam Johnson. Ik is Vineyards Cricket Club, zijn ondervoorzitter. Oké, kom eens vanaf van hij 50 man eerste. Kijk je meneer, je zit wel in de midden. Zeg even die twee maar daar langs zijn. Wat komt eerst, die hoender of die eier? We moeten net in die gesprek gehad. Dat is een beetje een moeilijke vraag daar, Mr. Sylvester. Zo, wie staan hem? Ik weet niet. Dat was 1 miljoen. Misschien bij hoender, ja. Wat zit die voorzitter? Ik denk dat was iets van zeker eier. Oké, wat zei die T20 kaptein? Ja, man. Ik zei definitief is Ja. Zo wat is kan afleiden als meningsverschillen. Ja, definitief. Oké, nou dit brengt ons dan bij vandaag se sessie. Veldrif kom speel hier teen niemand anders nie as Vineyards Cricket Club. Nou kom ek vra vir die T20. Ons begin se met daar. Hoe voel u dit vir u om die span te lei na die T20 finaal? Dankie Sylvester. Dit is 'n eer en 'n voorreg om leiding te kan neem. Ek was nie, dit is my eerste keer as T20 kaptein. Is 'n baie lekker gevoel. Veral as jy 'n klomp seniors rondom je het, soos byvoorbeeld Wayland Faf, wat langs my is. Dit is 'n eer. As ons kan dink waarvan af ons kom. Ons ken vir finaal, maar ons kon nog steeds nie die hekkie oorspring nie. Maar dit is 'n lekker gevoel om hier te wees en hier te staan in die posisie om die finaal te kan deel. Vat ons terug, want daar is finaal en daar is T20 en daar is 50 ouers ook. Kaptein van die 50 ouers. Sê vir die kijkers, wat is die doelwitte vir die span as jy 50 ouers speel? Ja, kijk, Sylvester, ik denk enige span wat deelneem aan een competitie, zijn doelwit is om die competitie te winnen. Ik denk die challenges wat ons mee gezet het, is dat ons, de groep spelers wat ons nou tans het ons nie vroeger in die seisoen gehad nie. En soos ons weet, die 50 ouers is eerste, dan kom die T20 kom. So, dis 'n tipe van die uitdaging is dat ons het nie die kernspelers gehad nie, soos baie van ons senior ouens was nie daar nie. En ons moes gewerk met die ouens wat ons gehad het. Maar soos die seisoen aangegaan het ons baie mooi teruggekom. Ons het derde geëindig in ons 50 ouers. Wat ek voel nie 'n swak performance was nie. As ons kyk waarvan ons gekom het. Maar soos ek sê, die doelwit is nog altyd om die 50 oor kompetisie te wen. Meneer die ondervoorsitter, soos wat die twee heren nou genoem het, dan sê vir die kijkers, hoe kan jong spelers betrokke raak by die klub en wat 'n geleenthede is daar vir hulle? Ja, ik denk dit begin by as jy 'n liefde het vir cricket. As jy 'n passie het, en ons weet mos maar ons begin klein. En as ons kyk na die KFC toernooie wat ons het vir die kleintjies, en dan dit is waar leerders en kinders hulle passie begin vind. En dan ek dink ontwikkeling op skool, en ek dink veral in die ander streke is dit blootstelling vroegtydig. Maar as ek nou kyk na Matsikama, dink ek ons het nogal 'n agterstand. So ek dink ons sal cricket moet bevorder by ons primêre bronne, wat dan later na die sekondêre bronne toe kan oorskakel. En dit is waar ons die geleentheid sal kry of sal bied vir leerders om deel te wees van die klub se strukture waar hulle kan baat vind oefensessies, programme wat ons kan loods met hulle. So ek dink
om daarbij aan te sluiten, ons kan die jeug baie help, uitreiking naar scholen, en dit is wat ons moet doen. En ik denk ons heeft een goede bron van jong spelers, wat ons op een of andere dag moet gaan kijken. En vooral nou wat ons spelen in die T20, die scholen in ons district, moet kijken naar die scouting. En ik denk dat is wat belangrijk gaat wezen voor ons vorentoe. Nou, T20 kaptein, aldus u. Hoe weeg u span, sal u sê, sy sterkpunte teenoor die van Velder? Ja, kyk, Sylvester, ons is baie goed gebalanseerd. As ek nou praat van batting en bowling wise, ons is baie gebalanseerd, soos Wylan gepraat het van, ons het nie vroeg in die seisoen het ons nie lekker seniors gehad, ons het nie lekker plays gehad, wat vir ons die boost kan gee nie. Maar toe die T20 begin, toe was dit 'n ander saak, almal het gekom aansluit, almal het gekom join, so dat het vir ons 'n ander siening gegee. Maar ek is tevrede met dit wat ek gesien het tot dusver. Ons het 4-4 gewen. So wat hulle nie het nie is ons is well balanced en ons het hy slaankrag, ons het hy diepte. So dit is wat ek sê, dat ons het hy diepte binne ons. Met betrekking tot die 50 ouers, wat sal jy sê, wat is die span se strategie vir die bou van partnership en innings in die 50 ouer formaat? Ja, kyk, Sylvester, hy is nog so 'n goeie enetjie. Ja, kyk, soos ek altyd die ouens gesê het, veral as dit in 'n mess situation kom. Belangrik is dat jou senior ouens moet step up. Die senior ouens moet die verantwoordelikheid vat om die rol te speel, om te sê, okay, julle ander man na bed rondom my. En sodoende dat soos ons weet, in cricket, partnerships vat jou ver om games te wen. Ek meen dit hang net van een ou af is. Een ou kan 'n knock speel, maar as jy nie partnerships het nie, dan kyk jy van die dag dan gaan jou span nie goed doen nie. So vir my is dit net, of wat vir my gewerk het, vir ons gewerk het in die 50 ouens, is dat ons het altyd geglo as ons senior of as ons openings ouens kan daai grondslagfase lê vir jou middelorde, vir jou lower order, om die slaankrag soos Ellis te sê, dat kan tentoonstel, dan ek meen dan het jy, dan sal jy op jou dag baie groot totaal op die bord sit, wat dit moeilik gaan maak vir die opponent om terug te kan kom in die wedstryd. Nou meneer die ondervoorsitter, as ek wil vra, hoe belangrik is gemeenskap se ondersteuning by die sukses van die klub en wat kan die fans doen in die verband? Ek dink ons is maar baie klein klub. Ek dink ons ondersteuningsbasis is nie so groot nie. Weens die feit dat rugby ons oorwonder, om dit so te stel. Maar ek dink as daar meer mense sal opdaag na wedstryde toe, ons het advertensies wat ons gereeld plaas. So ek dink mense moet net opdaag. En ek dink deel van die opdaag is dat vir ons karakter laat wys. Ek dink met ons thuiswedstryde, ons loyale toeskouers wat gereeld daar was, hulle het daarom vir ons die edge gegee om te sê ons kan dit maak, ons kan dit doen. So as ons gemeenskap net begin glo aan ons cricket, dink ek ons gaan hoër sukses bereik. Ons gaan meer spelers werf op een of ander dag. So ek dink die gemeenskap sal baie belangrike rol. En dit sal ook die jeug die blootstelling gee, dat om te sien die gemeenskap staan agter ons. En dit is wat ons verlang vir die sukses en vir die groei van cricket in Matsikama en vir Wynyards Cricket Club. Meneer die T20, wat sal u sê of hoe sê u, hoe balanseer u individuele talent met die team se strategie? Ja, Sylvester, kyk, elke man mos maar sy eie game, sy eie briljantheid. So wat ons maak is ons goeie lekker oefensessie en dan gee elkeen sy eie mening en elkeen gee sy eie input rakende hom, hoe hy oefen, hoe hy practice, hoe hy dinge sien. So die senior ouens kan lekker met die youngsters werk in die nette of op die oefenveld, so dat die interaksie tussen die twee is baie goed. Dis hoe ons so suksesvol is in ons journey tot dusver.
So, ek sê dit gaan nie ons dit oor een nie, maar dit gaan vir ons oor die span. Dus die span kan help nog te beter op 'n middag. Mr. 50, if you can call you like that. Daar's mos baie seniors ook in die game. Nou sê vir die kykers man, kry jy dit meer in die 50 ouers of as in die T20? Ek dink Sylvester, enige wedstryd, enige sportman kan vir jou sê, die dag van perform is dit elke maar die nerves. Maar soos ek die ouens ook altyd gesê het, of soos ek nog steeds sê, hoe langer jy vir jou raak gaan apply, hoe langer jy in die game is, raak betrokke in die game. Vat die bal, gooi die bal, speel met die manne, so raak deel van die wedstryd. Op so 'n manier bedaar jou nerves en dan is jy meer betrokke in die wedstryd. Ja. En in die 220 versus die 250. Ja, kyk, 50 oor is makliker, want is 'n langer weergawe, so which means is daar baie tyd, so jy kan relax en so waar. Die 20 is mos maar 'n ander ball game, so dis quick en dis nerves en men een catch gelop, een drop hier, wat dan is jy uit, dan is jy moraal van die span gedrop. So ja, bietjie T20 sal ek sê, maar oor die algemeen cricket oor die algemeen is maar T20 gee vir ons jou. Dat is jou seniors nou toets voor ek dit Saterdag. Wat sê jy? Ja, soos hy nog gesê het, as jy 'n catch drop of jy chase die game, soos en een catch drop of jy die dinge kom net nie na jou kant toe nie, dan kan dinge vir jou lelik word op 'n dag. En om game te chase beteken dit jy moet jou mindset altyd gerig hou op die skool. So as jy agter gaan raak, gaan jy nooit vorentoe, gaan jy nooit in die voorkant kom. So as die skool groter die skool is, sak jou moraal. Okay. Dis toch even Yes. Ik denk, als we nog praten van die factor wat ons benoemt. Ik denk onze senior spelers het baie mooi gestep af. En hulle neem baie goeie leiding. En ek dink baie van die jong spelers se mentaliteit het verander. Van daardie formaat af tot en met die 20 beurt formaat. So ek dink hulle goed gekwyt van hulle taak en ek dink met die leiding wat Alistair het en met Faf as 'n senior, dink ek die T20 formaat is vir ons mense, dit is quick, is vinnig. So ek dink dit is wat Matsikama nodig het vir Saterdag en Saterdag gaan ons dit vir hulle gee. Absoluut. We advocate also for the English people. Can I ask you a question? Are there any initiatives or events planned to bring more people to the club's matches? I think, yeah, we are planning on initiatives for this upcoming off season to prepare us better financially, establish our supporters. So I think one of the initiatives we're gonna be doing is the Heritage Day, where we invite all the sponsorships to create teams of a six-a-side tournament, so that we can create more supporters, and then there will be a match fee or a trophy that you can get at the end of the day. So by that is creating more structure, more stability for the club, more stability for Vredendal. And I think when we incorporate all these sponsorships, cricket is going to evolve, and it is going to be part of our mission to play promotion league one day. So I think, and one of the other initiatives is going to be reaching out to the schools, inviting them to home games, taking some of the players that they can't afford to go out with our away matches. Take them with, give them the exposure. So I think it is going to be part of our mission, and with the leadership that we have, it's more than capable. So we're going to do that, yeah. Met dit gesê, en ons gaan weer onder Afrikaans toe, Mr. 50, Captain. Wat sal jy sê, hoe berei jy voor vir groot wedstryde, veral in die 50 formaat? Ja, kyk, die voorbereiding, soos ons maar nog al die tyd gedoen het, kyk, ons oefen ons maar Dinsdag, Woensdag en Donderdag. So die tyd wat ons oefen is maar bietjie beperk, so ons try maar om al drie
komponente van die sport trouwens maar inwerk in die, kom ek sê, as jy vat maksimum 6 ure wat jy oefen in die 3 dae. So jy try al 3 komponente try jy inwerk. Maar ja, soos jy laat bet jou batters wat moet bet, of jou batters wat bet jy, jou bowlers laat bowl jy, en dan ons woensdag gebruik ons maar vir ons fielding en catching drills, ja. Dit is maar hoe ons gewoonlik maar voorberei, maak nie saak die opponent nie. Okay. Ja. Wat sal jy sê, Saterdag, die senuwees is nou al 'n bietjie gekalmeer, ons het nog klaar geluister, wat kom eerste? Ja, Jy het gesê die honderde. Nou sê vir ons die volgende, wat is jou boodskap vir jou span, as ook die supporters, voor die groot wedstryd eerskomende Saterdag? ja, Sylvester, kyk, die week het ons gepraat en ons weet wat van ons verwag word. Ons het te veel ingesit, ons het geveg tot nou. Ek het gestaan met die ouens gepraat, ek het 'n woordjie gegooi, ek het vir ons gesê, dit gaan nou net oor belief. Wie die graagste dit wil hê, hoe honger is jy? Ons het laas jaar het ons dieselfde span gekry, in die finale op Veldrif, daar het ons vasgeval, maar ek het vir hulle gesê, dit gaan nie weer gebeur nie. Ons het 'n ander span as laas jaar, 'n paar juniors in, maar ons bou nog altyd, ons kyk na hulle, maar wat ek vir die ouens gesê het is, kom ons bly by mekaar, kom ons stick to the plan. Ons het 'n doel, maar kom ons hou die voete op die grond. Skouers op, voete op die grond. So wat ek ouens gesê het, dit is eenvoudig, boys, trust net die proses, is al. Trust. En wat ek wil die toeskouers wil sê, cricket is nie groot hier in Matsikama nie, maar Wynyaards Cricket Club het julle almal nodig. Ons het, ek weet nie of ons al 'n trofee gewen het nie, maar die is vir ons die beste geleentheid om iets te ontvang. So ek nooi almal uit Vredendal Side Sportsronde toe om vir ons te kom ondersteun. Mr. T20, baie dankie Mr. T50 of 50 hours. Kan ek vir u vra, jy sien, sport is mos iets wat gemeenskappe bind. Yes. Nou jy het nog gepraat van Wynyaards. Ek wil vir u vra, wat is u boodskap aan al my T20 spanne, plus hulle supporters, plus die breëre gemeenskappe wat gaan kom na die game toe van Saterdag? Yes, ja, myne is maar kort en kragtig. Soos Elster gesê het ook nou, dit gaan 'n baie lekker okasie wees, Saterdag. En die ene wat hom die meeste wil hê, gaan hom kry. Die wat die hongerste is, gaan hom wen. Maar kom ons kom almal bymekaar. Soos Elster sê, cricket is hier baie groot, 'n massie in Matsikama nie, maar ons wil dit graag implementeer die kant. So bring jou cooler box, bring jou camping chair, bring jou gazebo, kom sit lekker, kom braai jou worsie, en kom sit en cheer vir Wynyaards. En soos ek sê, die wat hom die meeste wil hê, gaan hom kry. En ons glo dat gaan Wynyaards wees. Okay. Nou, die laaste vraag aan die, hulle sê mense ons moet altyd protokol observe. Die laaste vraag aan die ondervoorsitter. Meneer, daar's mos logistieke reëlings, hy het nou al van dit genoem. Gee vir die kykers 'n breë spektrum van wat is die logistieke wat gaan plaasvind by die veld asous. Kykers, ons kom lekker maak Saterdagoggend 11:00 op. So daar sal vir u gazebo wees, daar sal beskerming wees teen die son. Meeste van ons maatskappye wat vir ons ondersteun sal van hulle gazebos verteenwoordig, soos Nedbank, Spar, Checkers en dis so meer. En ek dink dit is wat belangrik is, die uitkoms. So kom ons daar op, daar sal gazebos wees, bring die koelebox. Hekfooie, geen hekfooie nie. So u is meer as welkom om te kom. Kom ons ontvang vir Veldrif in goeie gees, kom ons daar vroegtydig op. En ek dink ons sal begin opwarm vanaf so 1:00, 1:30 se kant, om seker te maak dat u voorbereid is vir die wedstryd. So kom uit, geniet dit. Daar sal kos wees, foodstall sal daar wees.
om seker te maak dat julle uitgesort is met kos en so dies meer. Ja, dames en heren, kijkers, ik heb nou voor die T20 gevraagd om hier op te staan, want de aandacht en die focus is op de T20. U het gehoord wat hier die clubleden, om het zo te stellen, van u vragen. En u weet, ik heb net al in een vraag gezegd, het is zo belangrijk dat sport bouw, sport verenigt. En ons wil graag van time to time, kan dat ook voor u vragen, kom uit in jullie orde, soos wat is bij die rugbywedstrijden, die paviljoene volmaak, kom. Ik doe een beroep op Invincibles bestuur om dit ook op hulle blad te gooien, want het is diezelfde Vineyardse mensen wat ook vir hulle ondersteun in hulle se wedstryde. Die besigheidslei is meer as welkom om met die manne te praat. Ek dink 'n borg sal mens leer doen. Verstaan jy? En dan ook vir die after winning party, gelukstellig vir hulle is jy meer as welkom om met die ondervoorsitter te kontak. Wat hy dit ook gaan doen met hulle toestemming is dat ons gaan definitief op die veld wees. Ons gaan van die aksies klik, ons gaan foto's neem. Miskien maklik is ek wil 'n beroep doen op 4 leerders wat belangstel in enige fotografie aspekte. Ek het al toerusting, maak kontak met my en kan ook saam met die manne die dag daar kom geniet. Dames en here, net voor ons sluit, wil ek nou vir die T20 en vir die ondervoorsitter vra 'n laaste shout-out. Ek sê vir julle baie dankie dat julle gekyk het. Ek sien uit persoonlik die kaptein om vir julle daar te sien. Sal dit middag toe weer. Daar sê kykers weer eens, ek wil net ook dan baie dankie sê aan ons sponsors, Tops, Vertical Engineering, Konako Sports, TechMac, al die mense wie ons ondersteun het. Dit is wat ons lewer, dit is wat ons voor veg, om u blootstelling te gee. Dit is die geleentheid om ons te kom ondersteun, glo in ons soos ons in u glo, en ons sal vir u wys dat ons vir u na hoogtes toe vat. Vineyards sal u nooit teleurstel nie. As ek so hoor dat sê hulle eintlik vir my, Vineyards, boer!